Baie welkom by die 11de episode van Geldgeheime. Ek is Mia Kriegler, direkteur van batebestuur by Creer Internasionaal en ek is die aanbieder van Geldgeheime. Ek wil jou leer hoe om slim met jou geld te werk. Ek is hier om jou met die nodige kennis toe te rus om beter en veiliger beleggingsbesluite met jou eie en met jou huishouding se geldsake te neem. Kom luister en leer hoe jy beter finansiële besluite kan neem. In vandag se episode gaan ek jou van een van die belangrikste finansiële boeke nog vertel. Die boek Die Rykste Man in Babylon is deur George S. Clason geskryf en is deur my pa Hein Creer in Afrikaans laat vertaal en aangevul met sy finansiële teksnotas. Al het hierdie boek net oor 100 bladsye, het dit reeds miljoene mense se denke oor geld, skuld en beleggings verander. Charlie Munger, Warren Buffett se oorlede en ewe suksesvolle vernoot, het hierdie boek op een van Berkshire Hathaway se aandeelhouersvergaderings op 'n vraag van 'n 14-jarige dogtertjie aanbeveel. Sy raad aan haar was dat sy die boek koop en lees, omdat hy dit destyds as 'n jong man gelees het en die beginsels in die boek dwars deur sy lewe gevolg en toegepas het, met baie groot finansiële sukses. Die storie speel in die tyd van Babylon af en handel oor die eeueoue vraag na die suksesvolle bymekaar maak van materiële rykdom. Clason skryf oor hierdie beginsels op 'n maklik verstaanbare wyse. Hy skryf oor karakter, oor selfdissipline en oor die wette van voorspoed wat nooit verander nie. Die beginsels in hierdie boek is vandag nog net so relevant soos dit in die dae van Babylon was, solank jy dit net deurlopend toepas. Soos my pa sê, mense soek altyd geheime om ryk te word, maar rykdom kom nie uit geheime nie, dit kom uit beginsels wat oor en oor toegepas word. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Om af te skop, haal ek graag vir Clason uit sy voorwoord in Die Rykste Man in Babylon aan. Gebruik en pas die finansiële beginsels in hierdie boek toe en laat dit jou lewenspad word van 'n gedurende platsak bestaan tot 'n verantwoordelike en gelukkige lewe waar jou beursie altyd vol is. Geld is die middel waaraan aardse sukses gemeet word. Geld maak die genietinge van die beste wat die aarde kan bied moontlik. Geld is volop vir hulle wat eenvoudige wette verstaan oor hoe om dit te maak. Geld word steeds vandag beheer deur presies dieselfde wette wat deur baie eeue heen, ook in Babylon, deur voorspoedige mense toegepas is. Geld is in oorvloed vir hulle wat die eenvoudige wette verstaan om dit bymekaar te maak. Kom ons begin by die verhaal self. Babylon was die wonderstad van die antieke wêreld, omring deur hoë mure, gevul met handel, goud en besighede. Maar soos in enige samelewing was daar groot ongelykheid. Party mense was ryk en ander het gesukkel om kos te koop. Een van die manne wat gesukkel het, was Arkad. Hy was 'n jong klerk wat skrifrolle vir handelaars oorgeskryf het. Dag vir dag werk hy hard, maar sy beursie bly leeg. Totdat hy besluit, ek wil verstaan waarom sommige mense altyd geld oor het en waarom ander nooit geld het nie. Hy gaan vra toe raad by 'n ryk geldlener en leer toe dat geld sy eie wette het, nes swaartekrag. As jy hierdie wette gehoorsaam, vloei geld na jou toe, maar as jy hulle oortree, glip jou geld vinnig en stil weg. Uit sy eie ervaring word Arkad uiteindelik die rykste man in Babylon en mense kom van heinde en verre af om te hoor, wat is sy geheim? Hy antwoord, ek het die wette van geld geleer en ek het dit toegepas, dag vir dag, sonder uitsondering. En dit bring ons dan by die 7 goue lesse van geld. Arkad se eerste wet klink eenvoudig, maar dit vereis selfdissipline. 'n Deel van alles wat jy verdien, behoort aan jou om te hou. Hy stel 'n reël, spaar minstens 10% van elke inkomste wat jy verdien, sonder verskonings. Dis nie net wanneer dinge goed gaan nie, en ook nie net wanneer jy dink jy dit kan bekostig nie, maar altyd. Baie mense dink hulle gaan wag totdat hulle meer verdien voordat hulle begin spaar.
Maar die waarheid is dat as jy nie vandag met R100 kan begin nie, sal jy ook nie môre met R10,000 begin nie. Rykdom is regtig nie 'n bedrag nie, dit is 'n gewoonte. Deur jouself eers te betaal, stuur jy 'n boodskap na jou onderbewussyn. Ek is die hoof van my geld en nie die slagoffer daarvan nie. En oor tyd gebeur iets merkwaardig. Hierdie 10% groei en dit begin rente of opbrengs verdien. En die opbrengs begin weer sy eie opbrengs verdien. Eksponensiële groei in aksie. Dit is die eerste stap na finansiële sorgvryheid. Hier is vir jou 'n wenk. Outomatiseer hierdie eerste reël en stel 'n debietorder vir jouself op. Die eerste 10% van jou salaris moet eers uit jou rekening uit. As jy eers moet begin dink of besluit of jy dit gaan spaar, is dit al klaar te laat. En dit is ook hier waar ek jou kan help. Stuur vir my 'n e-pos sodat ek vir jou kan wys wat die beste plek is om jou 10% te spaar. Die tweede wet waarsku jou om jou uitgawes te beheer. Arkat sê, wat elkeen van ons as noodsaaklik beskou, sal altyd uitbrei om gelyk te wees aan ons inkomste. Moenie jou noodsaaklike uitgawes met jou begeertes verwar nie. Met ander woorde, hoe meer jy verdien, hoe meer dinge is daar wat jy dink jy moet hê en 'n lewenstyl wat jy dink jy behoort te leef. 'n Groter salaris bring dikwels 'n nuwe motor, groter huis en duurder vakansies. En dan bly daar steeds niks oor om te spaar nie. Arkat beveel aan dat jy jou uitgawes elke maand aanteken. Dit is nie om jouself te straf nie, maar om bewus te raak van waar jou geld heen verdwyn. Gaan luister gerus na episode 1 van Geldgeheime, waar ek jou leer hoe om 'n begroting op te stel en hoe om dit suksesvol te implementeer. Die doelwit van 'n begroting is om seker te maak dat jy minder geld uitgee as wat jy verdien. En dit is die fondament en goue reël van welvaartskepping. Indien jy meer spandeer as wat jy verdien en skuld het, moet jy verseker na episode 2 ook gaan luister, waarin ek vir jou die praktiese raad gee om skuldvry te raak. Sodra jou uitgawes onder beheer is en minder is as jou inkomste, begin jou geld vir jou te werk en sal dit nie meer vir jou 'n bron van stres wees nie. Die verhaal van Dabazeer, wat later in die boek afspeel, vertel van 'n man wat so diep in die skuld verval het dat hy as 'n slaaf verkoop is. Maar deur harde werk en baie selfdissipline, begin hy sy skuld met klein bedrae afbetaal, totdat hy weer sy vryheid kon terugkry. Gaan lees hierdie verhaal, sodat jy ook skuldvry kan raak en geïnspireer word deur sy storie. Die derde wet sê dat jy jou geld vir jou moet laat werk. Of soos Arkat sê, laat jou goud vermenigvuldig. Om jouself elke maand eers te betaal en hierdie geld maandeliks by jou spaargeld te voeg, is maar net die begin. Om welvaart te bou, moet jou geld vir jou begin werk. Dit moet opbrengs verdien. As jou geld nie groei nie, gaan jy vir altyd werk vir geld. Jou geld moet soos 'n slaaf vir jou werk, selfs wanneer jy slaap. Jy moet dus jou spaargeld belê, sodat dit opbrengs kan begin verdien. 'n Belegging werk soos om 'n hoender te koop. Jou hoender lê 'n eier, die eier broei uit en nou het jy 'n kuiken wat oor tyd ook 'n hoender word. Elke dag lê 'n hoender 'n eier wat later uitbroei om nog 'n hoender te word. Elkeen van hierdie hoenders begin eiers lê, wat ook weer uitbroei, hoenders word en nog eiers begin lê. Kort voor lank het jou belegging in een hoender tot honderde hoenders gegroei wat almal eiers lê. Dit is die beginsel van saamgestelde groei. Die krag van tyd en opbrengs wat self ook weer opbrengs verdien. Soos wat Arkat ook waarsku, is dit belangrik om te leer dat beleggings definitief nie dobbelary is nie. Doen jou huiswerk. Kry kundige raad en hulp by mense wat self ook suksesvol is met hulle beleggings. Verstaan die risiko's. En die heel belangrikste, wees geduldig. Niks wat die moeite werd is, kom vinnig nie. Rykdom groei stadig soos 'n boom, nie soos onkruid nie. Die vierde wet is 'n waarskuwing teen gierigheid. Moenie vir vinnige winste val nie. Moenie jou geld uitleen aan of belê by iemand sonder ervaring nie. Wees versigtig om nie saamgesleep te word deur familie en vriende wat jou nooi om in 'n kitswinsgeleentheid te belê nie. In Babylon was daar daardie tyd al allerlei geleenthede wat vinnige rykdom beloof het en waar die beleggers dan al hulle geld verloor het.
Ons sien dit vandag steeds. Voorbeelde soos kriptobedrog, WhatsApp-beleggings en piramideskemas wat sogenaamde gewaarborgde hoë opbrengste van tot 25% of iets buitensporig beloof. Maak seker jy beskerm jou spaargeld deur raad by kenners te kry. Maak gebruik van raadgewers wat die nodige ervaring en lisensies het om jou te mag help om goeie en veilige beleggings te maak. Leer oor hoe die beleggings werk en verstaan waar die opbrengs vandaan kom. Wees maar eerder versigtig en verdien 'n laer opbrengs as om gierig te raak en jou geld te verloor. In die 5de wet leer Arka dat 'n mens se huis nie net 'n dak oor jou kop is nie, maar 'n simbool van stabiliteit. Hy gaan dan verder om te verduidelik dat enige een wat meer spaar as net die 10% wat hy elke maand aan homself betaal, sy rykdom soveel vinniger kan bou. In sy voorbeeld gebruik hy sy huis as 'n verdere instrument om in te spaar. Wanneer jy jou eie huis besit, verdwyn daar natuurlik 'n groot uitgawe en bron van onsekerheid uit jou begroting, jou huuruitgawe. Maar die realiteit in vandag se wêreld is dat eienaarskap nie altyd finansiëel beter is nie. As jy elke maand meer aan skuld op jou huis afbetaal as wat jou eiendom groei, is hier dalk vir jou 'n slimmer keuse. Moenie val vir die misleidende opmerking wat ek al soveel keer gehoor het, dat jy iemand anders se huis vir hom afbetaal wanneer jy huur nie. Gaan maak altyd eers die somme om te sien of jy beter daaraan toe is om te koop of om te huur. Ek kan vir julle uit my persoonlike ervaring deel, dat die keuse om hier in Suid-Afrika eiendom te huur in plaas van koop, deur die jare vir my baie geld gespaar het en my gehelp het om my welvaart net soveel keer vinniger te laat groei. Die groter prentjie hier gaan eintlik oor die beginsel van waardeskepping. Of jy nou 'n huis in 'n sterk eiendomsmark besit, of 'n winsgewende besigheid, of beleggings wat sterk opbrengs lewer, bou iets wat hou, wat groei en wat vir jou en jou gesin sekuriteit bied. En die belangrikste punt van die 5de wet is dat jy meer as net die 10% van jou salaris behoort te belê. Arka se 6de wet sê, voorsien vir die dae wanneer jy nie meer kan werk nie. In antieke Babylon was daar geen staatspensioenfonds of maatskaplike toelaag nie. Jy moet self sorg dat jy iets het vir jou ou dag. En dis vandag presies dieselfde, veral hier in Suid-Afrika. Jou aftreeinkomste is jou eie verantwoordelikheid. Begin dus so vroeg as moontlik geld hiervoor wegsit. Onthou dat klein bedrag geld oor 'n lang tyd groot opbrengs kan lewer, omdat jy opbrengs op jou opbrengs begin verdien en jou belegging dus eksponensieel groei. Dit is die tydwaarde van geld. 'n Jong persoon wat 10 jaar te laat begin spaar, moet meer as dubbel soveel begin bydra om later dieselfde aftreebedrag te kan hê. Ek bespreek hierdie beginsels deeglik in episode 4 van Geldgeheime, waar ek jou leer presies hoeveel jy vir aftrede moet spaar, en dat dit soveel makliker is, en die bedrag wat jy maandeliks moet wegsit soveel kleiner is, hoe vroeër jy hiermee begin. Hierdie geldwet sê dat jy voorsorg moet tref vir aftrede, vir jou gesin indien jy nie meer daar is om vir hulle te voorsien nie, en vir onvoorsiene gebeure. Vra hulp by 'n goeie finansiële adviseur om jou te help om te verseker dat jou aftreebelegging, jou boedelbeplanning en enige dekking vir gevreesde siekte of ander inkomstevervanging wat jy dalk mag nodig hê in plek is. Hierdie voorsiening is dus bo en behalwe die 10% van jou salaris wat jy maandeliks aan jouself moet betaal. Die 7de wet sê jy moet jou vermoë om te verdien vermeerder. Hoe meer wysheid ons het, hoe meer kan ons verdien. Arkat leer ons dat rykdom met kennis begin en nie met geld nie. Elke nuwe ervaring, vaardigheid, elke boek wat jy lees, elke mentor wat jy raadpleeg, is 'n belegging in jou menslike kapitaal. Leer hoe die markte werk en verstaan die ekonomie effens beter. Ontwikkel jou kommunikasievaardighede, vermeerder jou kennis oor jou vakgebied en bou jou ervaring op. Verbeter jou gesondheid, want sonder jou liggaam en verstand beteken geld in elk geval niks. Die rykste man in Babylon is meer as net 'n boek oor geld. Dit leer ons dat ware rykdom begin wanneer jy beheer oor jou begeertes kry. Mense wat hulself kan beheer, kan gewoonlik hul geld beheer. Geld is nie 'n einddoel nie, maar 'n werktuig.
Dit koop nie vir ons geluk nie, maar dit gee vir ons die vryheid om die lekker dinge in die lewe te geniet. As jy geld sonder selfdissipline spandeer, verstrengel dit jou. Maar wanneer jy die eeueoue wette van geld met selfdissipline toepas, gee dit vir jou finansiële sorgvryheid. Ware rykdom lê in gemoedsrus, nie in die getalle op 'n balansstaat nie. Gaan lees hierdie lewensveranderende boek. Gee dit vir jou kinders, kleinkinders en jou vriende om te lees. Stel saam met jou gesin 'n geldhandves op wat sê hoe jy geld hanteer, hoe jy geld belê en hoe jy ander mense help. Gebruik hierdie 7 eeueoue geldwette en laat dit jou lewenspad word van 'n gedurende platsak bestaan tot 'n verantwoordelike en gelukkige lewe waar jou beursie altyd vol is. En kontak my as jy wonder waar om jou geld te belê of enige hulp nodig het met van hierdie aspekte. Ek wil jou graag help. Dit is die einde van die 11de episode. As jy hierdie podsending waardevol gevind het, deel dit gerus met jou familie en vriende sodat hulle ook in hierdie eeueoue geldwette kan ontdek en begin toepas. Teken in op Geldgeheime op YouTube of op jou gunsteling podsending platform sodat jy nie die volgende episode misloop nie. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.